lekker om te kan sien in die huis van die Here, is lekker om vanmôre te kan wees, te kan weet dat God hier is. Maar die kosbaarste van alles is dat hy jou beter ken vanmôre as wat jy jouself ken. Hy ken elke gedagte van jou. Hy weet presies wat jy nodig het vanmôre. Hy weet vanmôre met watse behoefte jy by die plek ingekom het. Want hy is lief vir jou. Nou jy sit, ben jy net vir 'n oomblik jou hande opsteek en net sê, "Come Holy Spirit. Kom maak met my soos wat U wil vanmôre, Here. Nie soos wat ek wil nie my vooropgestelde idees nie, maar soos wat U wil, Here." En Jesus, nou weer ek bid vanmôre dat jy sal kom seën. Ek bid vanmôre dat die Gees van die Here by die plek uitgegiet sal word op 'n bonatuurlike manier, Here. Ons smag vanmôre na die uitstorting van die krag, ons smag vanmôre, Here, na die uitstorting van die Heilige Gees, ons smag vanmôre, Here, dat die Gees van God sal kom en oor ons sal kom waai. Holy Spirit, that you will just touch people in this place, each and every one, even those looking on, watching on Facebook, Lord, that you will just touch each and every one. Ek bid vanmôre, Here, dat alle koorgeerders vanmôre sal sing, sal wees tot eer en verheerliking van U naam. Ek bid dat die orkes vanmôre, Here, elkeen wat vanmôre hier is, sal toebedeel met U krag en salwing en die Heilige Gees. Bid, Here, die woord wat U vir my gegee het, dat ek sal spreek vanmôre, soos wat U dit vir my gegee het. En aan U, Here, kom toe die lof en die eer en die aanbidding van ons hart. Ons sit vanmôre, Here, ons eie agendas net kant toe. Ons sit ons vooropgestelde idees en ons gedeeltes hier kant toe, Here. En ons vra U sal maak, net soos wat U wil in Jesus naam. Amen en amen. Ons gaan staan en ons lekker sing tot eer van die naam van die Here, terwyl ons gaan wag vir die oggendse offerandes en diens. Baie dankie. Kom ons sing lekker sing. Sing,
vedono insieme lo spiegherò proprio. Ma come te conoscendo dove è vuoi vedere come sia possibile che no? Ma se riesci che non ho detto sul mondo, ci sono smessi da pensieri, non pierdo sarà te che si deve pensare.
Kan weet, Here, dat U God is en dat U hier is, Here. Daar's niemand soos U nie. U is die spoel waarom ons lewe draai. U is die Alfa, die Omega, die begin en die einde, Here. En Here, ons aanbidding vanmôre gaan net oor U en gaan net aan U, Here. Because it's all about You, Lord. It's not about us. Thank You for Your anointing spirit. Ek wil elke werk van die vyand wil ek vanmôre bestraf in die naam van Jesus. Elke gedagte wil ons vanmôre gevange neem tot gehoorsaamheid aan die Gees en aan die woord, Here. Elke pyl wat afgeskiet word wil ons nou terugstuur waar dit vandaan kom in die naam van Jesus en ons eer U daarvoor. Amen en amen.
Steek dit jou hand so op. Sê net vir 'n oomblik, Lord, take me out of my mind into your presence. Lord, just take us out of our minds into your presence. Thank you for the oil of the Holy Spirit, Lord. Thank you for new wine you are bringing to us, O God. Let this word just be powered by your Holy Spirit, Lord. In Jesus' name. Die wat die Bybel gebring het. Kan ek blaai na 2 Konings 4 vers 1. The second book of Kings, chapter 4, verse 1. Ek maak nie vanmôre staat op teologiese volheid nie. Of teologiese dogmatiese korreksie nie. Maar ek gaan vir u bring vanmôre wat die Here in my hart kom bære het. Friday night, or rather Saturday morning, very early, the Holy Spirit woke me up with this message of this morning in my heart. I believe God is speaking to the church, saying that we need the outpour of the Holy Spirit again. I believe that God is speaking to the church to become totally dependent on the Holy Spirit again for everything we need. We live in a day and an age where you're not going to make it without the Holy Spirit. Ek wil my verstout om te sê vanmôre, baie mense soek die vlam van God se Heilige Gees. Baie mense soek die vuur van God se Heilige Gees. But you can't have the fire without the oil. You can't have the lamp or the flame without the oil. And what the church needs is an outpour of the Holy Spirit oil upon the church again, as in the days of Acts. 2 Konings 4 vers 1, the widow of a member of a group of prophets went to Elijah and said, Sir, my husband has died. As you know, he was a God-fearing man, but now a man he owed money to come to take away my 2 sons as slaves in payment for my husband's death. What shall I do for you? He asked. Tell me, what do you have at home? Nothing at all, she said, except a small jar of olive oil. Here's what you should do, Elijah answered. Go up and down in the street and borrow jugs and jars from all your neighbors, and not just a few, all you can get. Then come home and lock the door behind you and you your sons, and pour out the oil you have into these containers.
When each one is full, set it aside. So she left him and closed the doors behind her and her children. The children kept bringing containers to her, and she kept pouring the oil. Right through the Bible, we know that the oil is a symbol of the Holy Spirit of God and the anointing of God. When God wanted to anoint someone, oil was poured upon this person. The same when God wanted to pour out His Holy Spirit upon someone, oil was used as a symbol of the Holy Spirit for the manifestation of the Holy Spirit. Ons lees selfs in Matteus 5 van die koms van die Here Jesus waar ons gewaarsku word om waaksaam te wees en waar ons reg moet wees vir wanneer die Here Jesus weer kom. Dan praat hy in Matteus oor die maagde en die lampe wat vol olie moes wees. Sodat hulle by die bruilofsmaal kon ingaan. Die Bybel beskryf dit so ver in hierdie skrifgedeelte en is so ernstig dat hy dit noem dat wanneer jy nie olie gehad het nie, wanneer hulle aan die deur geklop het en gesê het, maak vir ons oop, het hy vir die gesê, sonder die olie, ek ken jou nie. Met ander woorde, die belangrikheid van die olie van God se Heilige Gees wat dit versimboliseer, is van kardinale belang vir die kerk van die Here Jesus in die dag wat ons in leef. Ek glo ons is leef aan die einde van tyd, ek glo die koms van Jesus is reg voor die deur. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, kerk van die Here Jesus, as jy nie olie het nie, gaan jy dit nie maak nie. Die Bybel leer ons ook dat wanneer dit sleg gegaan het met Israel, reg deur die woord van die Here, was een van die redes daarvoor gewees, omdat daar nie meer olie was nie. Want die olie verteenwoordig die Gees van God. Ons sien dit in Joël 1 vers 10. Hy sê, Israel's fields are ruined, and the ground is dried up, and the grain has been destroyed. The new wine has dried up. Ons het vanmôre gehoor van the new wine. Hy sê, and the olive oil has run out. They are in disaster. Terwyl ek met die Here besig is hierdie afgelope paar weke al, is dit asof die Gees van die Here so ernstig by my tuis bring, dat ons moet terugkom by dit wat God beplan het vir die kerk, om deur die Gees van God gelei te word. 'n Kerk sonder die Gees van die Here is maar net nog 'n instansie. 'n Kerk waar God se Gees nie werk nie en nie kan mag manifesteer nie, is maar net nog 'n organisasie wat geld maak. Wanneer ons gaan kyk na die boek Handelinge, dan kom ons agter dat die Bybel praat dat die eerste kerk van die Here Jesus is begin en het begin met die uitstorting van God se Heilige Gees. Die kerk van die Here Jesus word totaal oorrompel en vernietig deur die werke van die vyand, want ons het kragteloos geword. Want wanneer daar nie Heilige Gees van God nie daar is nie, wanneer die olie van God nie vloei nie, is dit 'n kragtelose kerk.
'n kragtelose kerk is 'n kerk vol sonde. 'n kerk vol ongeregtigheid. Want dis die Gees van God wat ons oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Een kerk sonder die olie van God se Heilige Gees is 'n kerk wat maak wat hy wil, wat mense tevrede stel, agter die wêreld aanloop. Because those who are led by the Spirit, those are sons of God, and only those are sons of God. If I'm led by the world, if I'm led by everything going on in this world, I'm not led by the Spirit. En die Gees van God ontbreek dan. Ek wil my verstout om te sê vanmôre dat die enigste manier hoe die vyand die kerk van Jesus kan infiltreer en kan oorvat, is wanneer die olie van God se Heilige Gees nie meer teenwoordig is nie. Vir baie kerke het dit maar net nog 'n show business geword. 'n plek waar mense geëntertain word. En as hulle nie geëntertain word nie, dan loop hulle. Maar iemand weet waarvan ek praat. Mense in die dag wat ons in leef, wil nie geconvict word deur die Gees van God nie. They want to be entertained. A good feeling church. But the only way you can feel good is when you have the Holy Spirit of God inside of you. And when the Holy Spirit of God is die enigste manier hoe die Here Jesus weer vry kan raak van sonde, ongeregtigheid en oordeel en selfs probleme en drama in jou lewe is wanneer jy die Gees van God in jou lewe het. Die mensdom gaan gebuk onder allerlei druk van die wêreld. Ons word gepressurized van alle kante af. Die juk wat op die skouers van mense gelê word, word net al hoe swaarder en maak dat mense op die ashoop van hierdie lewe gaan sit. Maar die verandering kom, kerk van die Here, wanneer die Gees van God weer uitgestort word, wanneer sy olie weer uitgestort word op sy kerk, dan word hierdie dinge verwyder en dit verdwyn. Jy sien Jesaja 10 vers 27 sê, and it shall come to pass in that day, his burden shall be turned away from his shoulders, and the yoke will be away from his neck, and the yoke will be destroyed because of the oil of the anointing. Verskoon my as ek vanmôre dalk iets sê wat jy nie van hou nie, maar ek wil vanmôre vir jou sê, 'n beraader gaan nie vanmôre vir jou vrede bring en blydskap bring en bevryding bring nie. Jy kan by soveel beraders gaan sit as wat jy wil, jy kan by soveel pastore gaan sit wat jy wil, vir raad en bevryding en vir wat jy dit ook al wil noem vanmôre. Daar's net een manier om vry te kom, daar's net een manier om die juk van jou skouers af te kry vanmôre. Daar's net een manier, wil ek vanmôre sê, kerke, om uit die gat van depressie uit te kan kom, wat die wêreld in gedompel is in die uur, in die tyd wat ons in leef, en dit is deur die salwing van God se Heilige Gees.
There's no other way. Dis vir my hart verskeurend wanneer ek gaan kyk na predikers wat uit die bediening uitgaan weens depressie. Daar was nog nooit 'n tyd in die lewe gewees wat soveel selfmoord gepleeg word weens depressie as in die tyd wat ons in leef nie. Because the church has lost the oil of the Holy Spirit. Maar ek het vir jou 'n boodskap van God vanmôre kerk. Hierdie gedeelte wat ons vanmôre gelees het, gaan gewoonlik oor voorspoed. Mense preek oor voorspoed. Ek het al baie oor gepreek, maar ons preek baie keer, meeste van die tyd van we preach about God's provision. Dit wat God voorsien en hoe God voorsien uit hierdie gedeelte uit. But when God woke me up 3 o'clock on Saturday morning, He said, I want to go tell the people they need the oil of the Holy Spirit again. The Spirit of God took me to this verse. According to this verse, especially in verse 1, they were God-fearing people. Hierdie mense het God gedien. Dit was 'n profeet gewees, die man. Dit was 'n man gewees wat gesê het, so sê die Here, Here. Maar iewers langs die pad kerk van die Here het daar 'n probleem ingetree. Maar die Bybel sê, toe haar man sterf, toe draai alles na die ergste toe. Vers 1 sê, the widow of a member of the group of prophets went to Elijah and said, Sir, my husband has died, and you know he was a God-fearing man. Hierdie man sterf, 'n godvreesende man. Maar die wêreld het besluit ek gaan my kloue in hierdie vrou en haar kinders inkry. Die vyand het besluit ek gaan jou vernietig. Ek gaan jou kinders vat, sê die Bybel, en ek gaan slawe van hulle maak. Ek gaan jou vernietig. Vir hierdie vrou het alles net al hoe slegter en al hoe slegter en al hoe slegter gegaan. En sy was op die punt gewees om dit wat vir haar die belangrikste is, haar 2 seuns te verloor. Nou doen sy die regte ding. Sy gaan na die man van God toe. En sy gaan vra vir die man van God, wat moet ek nou doen? Ag, weet jy wat, ek sê nie dit gebeur hier nie. Dalk op ander plekke. Jy sien baie keer wanneer die drama kom, wanneer die skuldeisers aan jou deur klop, wanneer die geld min raak, wanneer die yskas of die vrieskas nie meer vleis in het nie. Die eerste ding wat ons doen, is ons gaan praat met die bankmanager. Ag, come on, wie weet waarvan, wat gebeur mos nie hierson nie. Wanneer die pyn in my liggaam so erg raak dat ek nie kan slaap in die nag nie, dan gaan klop ek aan die deur van die beste dokters, want ek het mos 'n medies.
dinge vir jou te veel raak en te erg raak en jy nie meer weet watter kant toe nie, dan soek ons een of ander oplossing. Maar die Bybel sê vir my in hierdie geval, kerk van die Here, hierdie vrou doen die regte ding. Sy gaan klop aan die deur van die man van God. En vandag se daar spreek dit vir my van 'n man en 'n vrou wat hulle knieë voor God kan buig en kan sê, Here, ek soek raad. Ek is raadop, ek weet nie meer watter kant toe nie. Ek gaan alles verloor. Here, ek gaan selfs my seuns verloor. Wat, Here, moet ek maak? Sy raadpleeg die man van God. Ek wil vanmôre vir u sê, dis tyd dat die kerk weer God sal raadpleeg. Ons hou vergaderings op vergaderings. Seminare op seminare. Maar wie ons nie raadpleeg nie is God. Maar vanmôre vir jou sê kerk, die antwoord lê by God. Begin my vanmôre om hierdie woord aan die oor te dra soos wat die Here vir my gesê het. Luister wat gebeur in die tweede vers. Elisa sê, hy sê, what shall I do for you, he asked. Tell me, what do you have at home? My eintlik so amazing. Ek het lees. What do you have at home? Sy kon hom baie goed geantwoord het. Ek het nog meubels oor. Ek het dalk darm nog 'n paar kombersies of 'n paar lakentjies of ek het dalk nog 'n paar koppies en pierings. Maar hierdie vrou antwoord die volgende, sy sê, I have nothing at all. Good enough. I've got nothing left. I'm down and out. I'm not going to make it. I've got no answers anymore. Man of God, I don't know what to do. Die vrou sê ek het niks. Niks. Ek weet nie hoe gaan ek dit maak nie. Dalk sê jy vanmôre en jy sê, Here, ek weet nie hoe gaan ek dit maak nie. Ek het nie meer antwoorde nie. My plannetjies is op. En dan skielik is dit of by hierdie vroue liggie opgaan. Sy sê ek het niks oor nie, ek het niks. Ek het niks. Accept. Sê net vir iemand naby jou, accept. A small jar of olive oil. Man of God, I've got nothing left. Accept a small jar of olive oil. Dis amper asof sy eers nie vir hierdie man van God wil sê, ek het 'n bietjie olie oor nie. Want dalk sê hy ek moet dit verkoop. Dalk sê hy ek moet dit weggee. Dalk gaan ek dit verloor. Jy sien wat sy het is nog hierdie klein bietjie olie. Een van die vertalings sê, I've got a small jar of oil with which I anoint myself every morning. Hierdie vrou het alles verloor. Eers wil sy vir hierdie man van God nie sê, ek het 'n bietjie olie oor nie, want ek wil dit nie verloor nie. Ek wil nie dit verkoop nie. Man van God, ek weet nie of ek vir jou moet sê, ek het nog 'n bietjie olie oor nie. But I only have
a small jar of oil. Kan ek vanmôre vir jou sê, kerk van die Here, jy kan alles verloor in jou lewe. Jy kan jou finansies verloor, jy kan jou huis en jou besittings en jou kar en jou man, jy kan alles verloor, jou werk verloor. Jy kan self jou gesondheid verloor. But if you have just a small jar of the Spirit of God, you have enough to come by. Ek wil jy moet gou hoor wat ek vanmôre vir jou sê. Dalk sê jy vanmôre, Here, ek is uitgedroog. Here, dit voel vir my ek is getap. Dit voel vir my die gees van die Here is nie meer so lekker saam met my nie. Ek weet ek het nog die gees van die Here in my, maar Here, ek hoor nie meer so mooi die stem nie. Ek ervaar nie meer heeltemal Here u teenwoordigheid en die salwing soos wat ek veronderstel is om dit te ervaar nie. Here, ek het net 'n klein bietjie olie oor. Dalk voel jy vanmôre in hierdie plek. I've got nothing left. Die bietjie wat ek oor het, wil ek vir myself hou. Die klein bietjie olie wat ek oor het vanmôre, Here, wil ek net vir myself hou. Ag, en dan roep ons uit, dan sê ons, Here, wil U nie maar kom nie. Voor my olietjies opraak nie. Ag, kom ons, is iemand wat vanmôre weet waarvan praat ek. Maar jy word so getap deur hierdie wêreld. Jy word so belaai met dit wat in hierdie wêreld aangaan, dat dit voel die olie word uit jou uitgetap. Dit voel dit kom plak so op jou, dat die gees van die Here, die bietjie olie van God se gees wat jy nog gehad het, dalk iewerster nog is, Here, maar ek wil dit so beskerm. I just don't want to lose this small jar of oil, which I still have to anoint myself. Ek het lees die oorspronklike taal wat sê to anoint myself. Toe besef ek hierdie vrou is so, mag ek maar die woord gebruik, heilig op hierdie olietjies. Dalk anoint sy nie eens haar kinders nie, maar nou raak dit op. Ek het net 'n bietjie olie oor. Here, ek het nie eens krag om my oë in die oggend oop te maak nie. Hoe kan ek nog vir ander mense gee? Jy sien aan die einde van die dag, when you have a small jar of oil, you have everything. Sê net vir iemand naby jou, you only need a small jar of oil. Dan kom die man van God, verdra my vir 'n oomblik asseblief, ek moet hierdie woord aan die oor bring soos wat ek dit by die Here gekry het. Dan kom die man van God en hy sê die volgende, hy sê, here is what you should do. Kan ek vanmôre vir jou sê, in hierdie plek sit wat dalk voel jy's down and out, here's what you should do. Pastoor, ek het net 'n klein bietjie olie oor. Ag, ek weet nie of ek dit gaan maak tot wanneer Jesus kom nie. Ek het net so 'n klein bietjie olie oor. Here's what you should do. I said, go up and down the street and borrow jugs and bowls and jars from everybody. Toe ek hierdie skrifgedeelte lees, toe sê die Gees van die Here vir my, dit beteken vanmôre, maak plek vir God se olie. Make space again for God's oil. Ek wil vanmôre vir jou sê, man, ons is so oorlaai
met allerlei inligting. Jy's so oorlaai met struggles. Jy's so oorlaai om net te survive môre en oormôre en die dag daarna. Jy's so oorlaai. There's no space for the Holy Spirit anymore. Even if you have to go borrow something, just make space for the Holy Spirit. Man, dit wat vanmôre in jou pad staan, dit wat keer vanmôre, dat daar nie die gees van God nie in jou binneste uitgegiet kan word nie, raak van dit ontslae. Kry dit uit jou pad uit. Kyk wat sê die Bybel. Hy sê so mooi in die skrifgedeelte. Hy sê, and not just a few, all you can get. Everything you can get. Ek wil vanmôre vir jou sê, man, maak soveel plek as wat jy kan vanmôre vir God. Weet jy wat, ons het tyd vir alles. En jy het geld vir alles. But there's no time to spend with God. Ek het dit al baie keer gesê, ek bedoel dit mooi as ek dit sê, maar ek dink die grootste vloek wat die kerk mee sit is die selfone. Want jy is besig om met God te praat en dan begin jou selfoon lui, dan gryp jy eers, dan kyk jy gou, wie is dit nou? O, hierdie ou soek my, kom ek wel hom gou. Intussen sit God en wag. Hallo? Jy was nog besig om met my te praat. Ek dink een van die ongeskikste dinge wat daar is in die lewe, is wanneer mense met my praat, of ek met mense praat, en skielik lui sy selfoon en, ag kom aan, wie weet waarvan praat ek? Ek wil hom so heilige klap gee, dat hy selfoon so trek. Nou vra ek vanmôre die vraag, ek begin met God praat, God, die koning van die konings, die Here van die leerskare, die God van die hemel, kom sit by my. Hy sê, ek wil jou volmaak, ek wil my olie op jou uitgiet. En dan sê, Here, wag ek gou 'n bietjie, ek het net gou kyk wat er gaan met my selfoon aan. Ag, ek weet nie hoekom ek dit sê nie, maar ek sê dit vanmôre. Wat ek vanmôre vir jou wil sê, kerk van die Here, make space for the Holy Spirit. Don't hold back. As daar een ding in die lewe is wat ek weet, is dan wanneer God my wakker maak en vir my 'n woord gee, dan weet ek dat God met mense wil praat. En God sê vanmôre, man, jy's besig met soveel goed in jou lewe. Jy het nie tyd om plek te maak vir God se gees nie. Jy's so besig met jou man en jou vrou en jou kinders. But there's no space for the Spirit of God and the oil of God. Get rid of everything. Everything that's a blockage. Everything that takes the space up in your life. God is supposed to be of it. God will. Ek het eendag 'n verhaaltjie gehoor. Ja, 'n verhaal regtig gebeur. By 'n sekere kerk het 'n man staan buitekant en dan kom maar 'n ou met so bloedrooi Ferrari ingery. Nou stop hy by die kerk. En nou stap hierdie ou na hierdie ou se toe met die Ferrari en hy sê, "Ja, dis 'n mooi kar." Sê, "Ja, die Here is my goed." Hy sê, "Ja, as ek so 'n mooi kar gehad, was ek nie vanmôre hier nie." Hy sê, "Dis presies hoekom jy nie een het nie." Kan ek vir jou sê hoekom mis ons baie keer goed? Want dit hou ons van God af weg. Weet jy hoekom verloor ons baie keer goed? Because it takes the place of the Holy Spirit of God.
then you're gonna lose it. Ek het 'n woord van God vanmôre vir iemand in hierdie plek. Die 4de vers sê, hy sê, then she comes home, lock the door behind you and your sons. Die Gees van die Here begin my praat en hy sê, lock the door behind you. Ek wil vanmôre vir jou sê, kind van die Here, sluit die deur agter jou en jou familie, die bekommernis. Sluit die deur van ongesteldheid. Sluit die deur van minderwaardigheid vanmôre. Sluit die deur materialisme. Sluit die deur van jou finansiële krisis vanmôre. Sluit dit buitekant toe. En gaan na die Gees van God toe. Ek het hoeveel keer in my lewe al gesê in my bediening, 90% mense bid net met sy grocery lys. Wanneer jy by God instap, Here, ek soek dit, ek het dit nodig, ek het 'n nuwe kar nodig, ek het 'n nuwe huis nodig. Here, ek soek bietjie geld, ek soek bietjie skaapvleis. Here, ek soek dit. Jy sien, ons gaan met ons grocery lys na God toe. Jy sal onthou 2 weke terug het ek vir julle gesê, wanneer jy vas jy nie vir iets wat jy wil hê nie, jy vas om nader aan God te beweeg. Die kerk mis totaal die vas. Totaal. En net so mis ons die gebedstyd. Want die woord sê, soek die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Ek wil vanmôre vir jou sê, dis tyd om dit agter jou toe te sluit vanmôre. Sluit dit buitekant toe. Stap in die binnekamer en sê, Here, ek gaan nie los vanmôre voor die olie van God se Heilige Gees op my uitgegiet is nie. Here, ek het net 'n klein borreltjie olie oor, but Lord, I want more and more and more of your Spirit. Lord, just pour your Holy Spirit oil upon me again. Just give me more, Lord. Give me more. Hy was hierdie vrou sluit die deur agter haar toe. Kan ek dit vanmôre sê, sy sluit haar skildyser aan die buitekant toe. Hierdie ou wat in haar nek blaas. Hierdie ou wat haar dreig. Sluit sy aan die buitekant toe. Want sy wil tyd saam met God spandeer. Jy sien, ons koppe is baie keer so besig dat dit selfs ons laaste bietjie olie opgebruik. En dan land jy op die ashoop van die lewe. But God wants to do a spiritual, supernatural miracle in your life today. He wants to multiply your oil. He wants to keep the oil flowing. God wil vanmôre weer sy gees op jou uitgiet. Ag, as jy dit soek, sê net, Here, ek soek dit. Maar die eerste ding wat sy moes doen, sy moes die deur agter haar toesluit. Jy kan nie vanmôre sê, Here, multiply my oil, but I'm busy with this and I'm busy with that. I'm asking for this and I'm asking for that. Vers 4 kom, hy sê, then come home and lock the door behind you, you and your sons, and pour out all the oil you have. Oh, dat is my so amazing vir ek het lees. Nou sê die man van God vir die bietjie olie wat jy nou nog oor het, gaan gooi dit uit. Maar Here, dis die bietjie olie wat ek oor het. Jy sien, daar kom baie keer in 'n mens se lewe wat jy
Ek was al so, dan kom ek in spar en ek is gejaag en maar ek wil net klaar kry gou. Dan tap iemand my op my skouer en sê my sê ag pastoor, wie gou vir my bid nie. Dan dink ek ag Here, ek is eintlik so haastig. Ek voel nie lekker vandag nie. Ek is moeg vandag. Ek het net 'n bietjie olie, Here. Ag kom aan, wie weet waarvan praat ek? Here, ek het net hierdie klein bietjie olie oor. Nou moet ek nog op hierdie ou uitgiet. Ek kom nou nog by die binnelandse sake. Nou, ek dink nie as een ou hierso wat dit voor lekker is om binnelandse sake toe te gaan nie. Nie die lekkerste plek nie. En ek stap in by binnelandse sake, stook julle huweliksgoed invat. Stap by binnelandse sake en toe ek so aankom, toe lyk dit of hulle die deur so wil toesluit. Maar ek het so 'n paar jaar terug het die Here my gelei en daar was een van hulle wat siek was toe ek daar was en ek het vir haar gebid en die Here het haar gesond gemaak en toe staan hulle so ry, sommer die mense wat daar sit en wag vir hulle goed op bedien ons hulle almal. Ek weet nie Jeffrey of jy dit kan onthou nie. Toe bedien ons hulle almal, maar anyway, nou hulle ken my, nou stap ek daar in. En toe sy my sien, toe sê sy vir die ou hier langs dat the man of God is here, open up the door. En ek stap by hierdie plek in. Ek begin gesels, hoe gaan dit? Nou sit daar 'n ou wat ek nog nooit geken, ek ken hom net, nog nooit ontmoet nie daar. En terwyl ek met hom besig is, of hy besig is met om die goed in die rekenaar in te vul, toe gee God vir my woord. Nou sê ek, ag Here, ek is nie nou vandag lus nie. Ek sê net so vir die Here. Ek sê Here, ek is nie nou lus vir die klomp mense nie. Ek wil net gou klaar kry dat ek kan huis toe gaan. En terwyl ek met hierdie man besig is en ek begin toe vir hom woord gee en ek begin met hom te deel en so tussendeur sê ek vir hom, just stop for a moment. En ek vat sy hand en ek begin vir hom bid. En die plek raak stil. Toe ek so om my kyk, die staan almal waar daar werk hier om my. En hy maak klaar wat hy moes klaar maak. En hy sê vir my, man of God, you know what? Ek sê altyd, jy weet, ek het al baie keer gesê, you must change the atmosphere. Hy sê die volgende, hy sê, you change the environment. Not the atmosphere, the environment. Is 'n bietjie groter as just the atmosphere. Hy sê, man of God, you know what? You've changed the environment in this place today. I say, I'm going home now with a grateful heart. En weet jy wat, toe ek daar uitstap, toe dink ek, Here, ek is nou so gestig. Bring hulle, ek sal vir hulle bid. Bring hulle net. Ek wil vir hulle almal hande opleg, ek wil vir hulle almal bid. Jy sien wat ek vir jou probeer sê daardeur vanmôre, toe ek my laaste bietjie olie wat ek voel, Here, ek hardloop op reserve, maar ek ran op fumes vanmôre. Here, ek het 'n moeilike dag gehad, ek het 'n moeilike week gehad. Ek ran op fumes vanmôre, Here. Maar Here, hierdie laaste bietjie olie wat ek het, is ek bereid vanmôre op hierdie man uit te gooi. En toe die oomblik toe ek hierdie olie begin gooi, toe sê God, then I will open up the heavens upon you. I will open up the floodgates of heaven and I will pour the oil of Holy Spirit upon you multiple times and multiple times and multiple times. More and more and more. Jy sien die ding wat sy moes doen om hierdie kanne vol te kry, om haarself vol te kry, was sy moes hierdie olietjies uitgooi. Ek dink sy het so gestaan. Dan dink sy by haarself, as ek hierdie olie hier uitgooi in hierdie pot in en dit werk nie, as ek dit teruggooi in, gaan dit minder wees. Ek kan maar, julle weet waarvan, jy gooi mos net 'n borreltjie uit, as jy dit teruggooi is daar minder in, maar dan bly 'n bietjie agter. Toe dalk staan hierdie vrou, sy dink, ja, ek weet nie of ek moet en of ek nie moet nie. Maar die oomblik, the moment she took a small jar of oil, the only thing she had left, after losing everything,
And she started pouring out this oil. It just never stopped again. Ek wil vanmôre vir jou sê, kerk van die Here, wil jy vanmôre vol word? Then it's time to pour out the oil inside of you still. Man, dalk het jy vanmôre net 'n ou klein bietjie oor. Dalk het jy vanmôre net 'n small jar of oil en dalk vertroetel jy dit vanmôre. Maar God sê vanmôre vir jou kerk van die Here, I'm willing to change your life. I'm willing to pour my spirit upon you. I'm willing to multiply the oil inside of you. But are you willing to pour it out today? Daar was al Sondag gewees wat ek nie 'n goeie week gehad het nie. En dan op 'n Sondagmôre dink ek, Here, ek is so moeg. En dan daai Sondag gaan sê die Here vir my sê, nou bedien jy die kerk. Wat Boeta, as ek hier agter uitstap, is ek soos 'n hopballetjie. Hoekom? Jy moet net bereid wees om te sê, Here, I will pour the oil out. The last bit of oil, oh God. I trust you that you will multiply the Spirit of God inside of me. Ek wil amper sê vanmôre, die kerk het selfsugtig geraak. Dit gaan oor my vrou, my kinders. As for no more. Maar God sê vanmôre vir die kerk is tyd om te sê, Here, ek is bereid om my olietjies uit te gooi. Jy sien, ek begin daarmee in my binnekamer deur my hart voor God uit te stort. En te sê, Here, al wat ek soek is God se gees. Al wat ek soek vanmôre is meer die Heilige Gees van God. Want weet jy wat gebeur? Ek wil my haas. Hierdie vrou begin hierdie olie gooi. En luister wat sê die 5de vers. The children kept bringing the containers and she just kept pouring. Sy het net aangehou gooi. She just kept pouring. She never stopped. Jy sien, kind van die Here, op die einde van die dag gebeur daar 'n verandering in hierdie vrou se lewe. Toe die containers vol was, toe die man van God vir haar gesê, dan vat jy dit en jy gaan verkoop dit. En die Gees van die Here begin my praat en hy sê, Matteus 6 vers 33. Ek het dit nou genoem. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die dinge sal vir jou bygevoeg word. Ek wil vanmôre vir jou sê, in the presence of God there's no lack of anything. Where the Spirit of God is, there's no lack of anything. Amen. Because that's where the supernatural happens, is when this oil of the Spirit of God is there. Man, ons is so besig om te struggle, om net te survive, net kop bo water te hou. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, hou op survive. Hou op probeer kop bo water hou en gaan soek die Gees van God in jou binnekamer weer. Gaan soek weer die olie van God se Heilige Gees, dat God jou vanmôre weer vol maak. Whatever you do today, don't let the oil stop. Whatever you do today, just keep pouring so that God can fill you up. Maar baie van ons doen wat 1 Tessalonisense 5 vers 19 sê. Hy sê, don't quench the Holy Spirit.
Die Passion Translation sê so mooi, sê never restrain or put out the fire of the Holy Spirit. En hoe doen ek dit? Deur besig te raak met allerlei goed. Terwyl ek moet besig wees met God se Gees. Wat ek weet vanmôre kerk, is dat God vir u wil, wat in hierdie plek vanmôre is, wil sê, ek wil jou volmaak met my Gees. I want to pour my oil upon you again. Ek wil hê die juk moet van jou skouers afgly vanweë die olie van die salwing van God se Heilige Gees. But you can't do it while you're busy with something else, while you're busy quenching the Holy Spirit of God. Die kerk van die Here Jesus het hom begin besig hou met soveel goed en intussen het die Gees van God stil gemaak. Miskien het jy vanmôre in hierdie plek en sê Here, I only have a small jar of oil. I don't know what to do anymore. I've got nothing left. Dan wil ek vanmôre vir jou sê, it's time for God to pour His Spirit upon you again. Ek sê weer hierdie hele gedeelte het ek vanmôre heeltemal anders oorgebring as waarna ons gewoond is. Want dis wat God in my hart kom plant het. Want God vir u vanmôre sê, I want to pour my oil upon you. Wie is daar wat vanmôre saam met my wil staan? En net vanmôre wil sê, Here, ek wil my hart uitstort voor u vanmôre. Ek wil my hart uitstort en ek wil vanmôre sê, Here, ek smag na u Heilige Gees. Ek smag vanmôre na u olie, o Heilige Gees. And Lord, if it takes for me to just keep on pouring and keep on pouring and keep on pouring, Lord, I will just do it. Ek weet nie hoekom ek dit sê nou nie, maar kom by my op. Dis iemand in hierdie plek het al gesê, Here, ek is so moeg om vir iemand goed te wees. Ek is so moeg om vir hulle te vertel van Jesus, ek gaan nou maar ophou. God sê, just keep on pouring. Ek weet nie met wie praat God, maar God praat met iemand hierso nou. Jy het in jou binneste het jy gesê, Here, ek gaan nou nie meer nie, ek gaan nie meer met hierdie ou sukkel nie, ek gaan nie meer met hierdie ou karring nie, ek is klaar. Klaar. Ek het genoeg van myself op hom uitgestort. Ek het amper niks meer oor om uit te stort nie. Maar God sê vanmôre, I want to fill you up. God sê vanmôre, I want to pour my spirit, the oil of my spirit upon you. Terwyl jy daar staan, sluit jou oë, steek jou hande net vir 'n oomblik op en sê net, come Holy Spirit, I need you. Come sweet Spirit, I pray. Come in thy strength and come in thy power. Come in thine own gentle way. Here, maak my vanmôre net weer vol met die olie. Stort die olie vanmôre net oor my uit, Here. Hier is ek met my sonde sak en die stofklou aan my klere. Ek het ver gekom en die reis het my gebreek. Die verbode land van skuld en seer het my alleen gelos. En ek soek weer na my Baba se diepe sielkom. Hier is ek gebroken. Ek sluit daai deur agter jou toe vanmôre. So verloor ek myself. Hier is ek
by u voete, Heer. Want hier is lewe en genade vir 'n kind. Soveel keer het ek geval, my skouers neergeskaal, maar ek hou aan glo, die las moet ek self dra. Maar toch is dit u wat na my toe aangehardloop kom, in die arms van liefde, ek vergifnis om my vou. Hier is hy, gebroken, hier is hy, so verloren in myself, hier is hy, by u voete, Heer. Want hier is lewe en genade vir 'n kind. Ek wil even vanmorgen manifesteer, hoe sluit jy daai deur agter jou toe? Jou deure van bekommernis, jou deure van verledes. Elke deur wat daar vanmorgen kan wees, wat jou kan omkrap vanmorgen, kan uit die teenwoordigheid van God uithou, wil ek vanmorgen by sê, sluit daai deur vanmorgen toe. Sluit hom toe. Ek wil even vanmorgen sê, Here, ek gaan net begin giet. I'm gonna pour my small jar of oil as you ask me to. Begin net daai olie so uitgooi vanmorgen. Dan ervaar jy, ek wil hê vanmorgen ervaar hoe God sy gees op jou uitgiet, daar waar jy is, daar waar jy staan. Dalk voel jy soos hierdie vrou gevoel het, I'm down and out. I've got nothing left, Lord. I only have a small jar of oil. But that's all you need. That's all you need today. Dis wat jy vanmorgen nodig het, dis wat God soek vanmorgen. Is 'n man en 'n vrou wat kan sê, Here, al wat ek nodig het is God se gees. Al wat ek nodig het in my lewe, Here, is die olie van God se Heilige Gees op my. Just let him pour his spirit upon you. Steek jou hande vir 'n oomblik op, Vader. Ek bid in hierdie oomblik, Here, dat mense deure agter hulle sal toesluit, Here. Dat hulle sal plek maak in hulle binneste, Here, weer vir die Gees van God. Here, dat hulle vanmôre sal skoon maak waar daar nie moet wees nie, Here, sodat daar plek kan wees vir die Gees om uitgegiet te word. Ek bid vanmôre, Here, just pour your spirit upon them. Just pour your oil upon them. Just pour it, Lord. Just pour it upon them. In the name of Jesus. Just pour it. Here, dat mense in hierdie oomblik sal ervaar hoe U net die Gees nou op hulle uitgiet, Here. Dat hulle in hierdie oomblik net sal ervaar hoe die krag van God deur hulle vloei. Dat hulle net sal ervaar, Here, U is God en daar is niemand soos U nie. In Jesus naam. En ek dank U daarvoor. Amen en amen. U kan die sitplekke neem, baie dankie. Wat 'n voorreg om hier aan die tafel van God te kan kom sit. Wat 'n voorreg om vanmôre deel te kan hê aan hierdie nagmaal. Jy sien, as dit nie vir die nagmaal was nie, as dit nie vir Jesus was wat gesterf het aan die kruis van Golgotha nie. As dit nie was dat hy opgevaar het en aan die regterhand van die Vader gaan sit het nie, het ek en jy nie vanmôre die Gees van God gehad nie. Maar hy sê vir sy disippels, ek gaan en ek gaan vir die Gees uitgiet. Ek wil vanmôre vir jou sê, kerk van die Here, dis wat die tafel van hierdie oomblik vir my beteken.
is die uitstorting van God se gees op sy kerk. Bybel sê die nag waarin hy verraai is, het die brood geneem en hy het dit gebreek en gesê, my liggaam wat vir jou gebreek is. Vader, Annelies, kom help my by die tafel asseblief. Ek wil vanmôre vir jou sê, Here, ek wil jou vra dat wanneer jy vanmôre aan hierdie tafel sit, dat nie vanmôre maar net nog 'n nagmaal sal wees nie. Nog iets wat ons moet doen nie, dat dit nie maar net nog 'n tradisie sal wees nie. Maar dat jy vanmôre aan hierdie tafel sal sit en jy sê, Here, omdat U gesterf het aan die kruis van Golgotha, daarom het ek die gees van God vanmôre. Daarom kan ek uitroep, just pour your spirit upon me, in Jesus' name. Kom ons sluit ons oë vir 'n oomblik asseblief. Vader, sal jy vir ons bid vir die tafel? Ja, dankie Here. Neem eet, dit is sy liggaam wat vir jou gebreek is. Dis nie vanmôre die tafel van die Kalighuis nie, dis vanmôre die tafel van die Here. En ek wil elkeen van u nooi wat hier sit, om aan die tafel deel te hê vanmôre. Ek wil hê vir vanmôre, wanneer jy die nagmaal gebruik, dit werklik waar iets spesiaal sal maak, want dit is elke keer 'n spesiale geleentheid wanneer ons aan die tafel van die Here kan sit. Daarna het hy die beker geneem en sê, dit is my bloed wat vir julle uitgestort is. Drink almal daarvan. Drink almal daarvan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ons aanbid U vanmôre, Koning Jesus. If I'm a teacher, a hooker and a preacher, riding on a midnight bus down from Mexico. One was headed for vacation, one for higher education, and two of them were searching for a lost soul. That driver never ever saw a stop sign, and 18-wheelers can't stop on a dime. There are 3 wooden crosses on the right side of the highway. Why there's not 4 of them, heaven only knows. I guess it's not what you take when you leave this world behind you. It's what you leave behind you when you go. Farmer left the harvest, a home in 80 acres. His faith and love of growing things in his young son's heart.
that teacher left her wisdom in the minds of many children, did her best to give them a better start. That preacher whispered, can't you see the promised land? As he laid his bloodstained Bible in that hooker's hand. There are 3 wooden crosses on the right side of the highway. Why there's not 4 of them, heaven only knows. I guess it's not what you tell when you leave this world behind you. It's what you leave behind you when you go. That's a story that our preacher told last Sunday. Wat 'n voorreg Here om in die huis te kan gewees het. Dankie vir môre Here. Dat ons tot eer van U lofsange kon sing. Dankie dat ons vanmôre U woord kon luister Here. En ek wil vanmôre vra Here dat U woord saam met elkeen sal gaan. Heilige Gees, dat U die naprediker van hierdie woord sal wees Here, en dat U vanmôre saam met elkeen sal wees Here en met elkeen sal praat en Here, dat ons nie die week werklik maar 'n punt daarvan sal maak, Here, om te sê, Here, ons soek meer van die Heilige Gees. Maar sonder die Gees is ons niks, Here. Sonder die Gees is ons vanmôre dood, kragteloos, Here. Ons smag vanmôre na uitstorting van die Gees van die Here. Ek vra, Here, dat U vanmôre saam met elkeen sal gaan. Die elkeen sal bewaar en beskerm onder die bloed sal hou, Here, dat U voor elkeen sal uittrek. En agterhoede sal wees en vir alle kante af sal insluit. En gee die engele ander bevel om hulle op te pas in Jesus naam. En aan U, Here, kom toe die lof en die eer. En dan bring vir ons hart en ons dankie daarvoor. Amen en amen. Onthou asseblief, elke woensdag, dinsdag aand, sononder tot woensdag aand, sononder is ons gemeente gebidsdag, ons gemeente vasdag. Ons vra dat ons sal saam vas. En elke aand 8:30 bid ons vir herlewing en bid ons vir die uitstorting van die Gees van die Here. Die Here seën, gaan in vrede, groete mense.